Goeiemôre en baie welkom by ons program vanoggend, Lewende Beloftes. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans en my naam is Chanel. So baie keer wanneer ons deur moeilike tye gaan of net raad soek, vergeet ons al te vinnig van God se uitnodigings en ons gaan na mense toe vir hulp. Ek dink ons is so geneig om op mense te ondersteun en God te vergeet. En vriende, ek sê nie daar's iets fout met mense as 'n goeie ondersteuningsnetwerk nie, glad nie. Ek self het myne bitterlik nodig. Maar die probleem kom in wanneer ons van God se vergeet. God nooi ons uit, time and again in sy woord, dat ons na hom toe moet kom, staat maak op hom, raad moet vra vir hom. Selfs Jesus het gesê in Matteus 23, hoe dikwels hy sy arms om sy volk wil sit, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke neem. Want geen mens, vriende, geen mens, kan ons behoeftes so goed verstaan, soos Jesus Christus nie. Ek haal weer een van my gunsteling skrywers aan. God is al baie oneer aangedoen, deurdat sy volk op mense steun. Hy het ons nie opdrag gegee om dit te doen nie. Hy het vir ons gesê dat hy ons sal leer, hy ons sal lei. Ons kan na hom toe kom en hulp ontvang. Ons Bybelbelofte vanoggend, Jakobus 1 vers 5. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Kom ons luister na hierdie pragtige lied in hierdie oggendure. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. For I his and he is mine. Alleluia, Alleluia. And I bought
precious blood of Christ. Hallelujah. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever block me from his hand. Till he returns or calls me home, here in the power of Christ I stand. Here in the power of Christ I stand. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, Lewende Beloftes. Ons Bybelbelofte vir oggend, Jakobus 1 vers 5. En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Die woord wysheid wat hier gebruik word, beteken nie net kennis nie, maar die ability om kennis reg te kan toepas en reg te kan verstaan. En Jakobus koppel wysheid hier baie direk aan beproewing, as mens kyk na vers 2 tot 4. Wat beteken, vriende, in moeilike tye het ons wysheid nodig om reg op te tree, om reg te reageer. En die bron hiervan, die Skepper God. Wat ons nie hier lees nie, is, gaan soek wysheid vir jouself, gaan hoor by die wêreld vir wysheid, raadpleeg mense vir wysheid. Nee, hierdie belofte sê vir ons, bid dit van God. God is die ware bron van insig, wysheid. En hoor mooi watter woord gebruik Jakobus hier. Eenvoudig, wat aan almal eenvoudig gee. Vriende, wat beteken, God gee met 'n oop hand en 'n vrygewige hart. Maar ek laaf die ander woord wat Jakobus ook hier gebruik, verwyd. Hy gee sonder verwyd. Nou baie keer staan ons persoonlike trots in ons eie pad. Nie reg nie? Ek het al gesien hoe mense sukkel met iets so eenvoudig en simpel soos om 'n bottel oop te maak. Maar nee, hulle sal nie vir hulp vra nie. Maar dis mos wat die wêreld ons leer. Jy moet jou eie probleme oplos. Jy moenie vir hulp vra nie, want as jy vir hulp vra of nie jou eie goed kan oplos nie, dan lyk jy swak. Maar Jakobus sê vir ons, God gaan nie dink jy is swak as jy vir hulp vra nie. God gaan jou nie kritiseer as jy iets nie verstaan nie. God gaan nooit jou verlede teen jou hou nie. God gaan jou nie verwyd oor onkunde nie. Die belofte sê, as jy wysheid vra, sal God dit gee. In Psalm 16 vers 8 lees ons, dat God in ons regterhand is, om ons te help om nie te wankel nie. Dink vir 'n oomblik aan hoeveel beloftes God vir my en jou gee. Beloftes wat ons met 'n hand van geloof kan aangryp. Want vriende, wanneer ons na die bron van krag toe gaan, die bron van liefde, die bron van wysheid, kan ons verseker weet dat ons die insig en die wysheid sal ontvang. En is ongemeng met die opinies van mense. Wanneer ons bid, het ons die voorreg om te weet dat God wil hê ons moet bid. Dat ons hom mag vra vir hulp. Johannes 16 vers 24 sê immers, vra en julle sal ontvang. God die Vader het sy enige gebore seun aan ons gegee. Christus het sy lewe vir jou en vir my gegee. Sekerlik sal God aan ons gee wat ons nodig het vandag ook. Maar die verantwoordelikheid om te vra daarvoor lê by ons. Dit lê by jou en by my. En om te glo.
Ek en jy moet glo dat God wysheid aan ons sal voorsien en ons sal dit ontvang. Want vriende, ons het so baie wysheid nodig in hierdie wêreld. Ons sal graag wil hoor, het jy al gebid vir wysheid? Asseblief post in die comment gedeelte. Want onthou vriende, jou getuienis kan vir iemand anders 'n inspirasie wees, of selfs 'n stukkie hoop. Hier by AWR wil ons graag vir jou bid. Ons wil saam met jou bid. Asseblief kontak ons. awrafrikaans.org of stuur vir ons 'n WhatsApp na 060 248 1172. 060 248 1172. Maar daar waar jy nou is, kan ek asseblief vir jou bid. Ons hemelse Vader, dankie Here, dat U vir ons U enige gebore seun gegee het, die grootste geskenk van liefde en genade. Dankie dat Christus die ultimate prys vir ons betaal het, en dat ons U kan nader met vrymoedigheid. Ag Vader, vergewe ons asseblief, wanneer ons na mense toe hardloop vir hulp, voordat ons na U toe kom. Here, U ken ons harte. U ken die pyn, U ken die behoeftes beter as enige iemand anders. Vader, leer ons asseblief om U stem te vertrou, om by U voete stil te wees en om met geloof ons versoeke aan U voor te lê. Help ons asseblief om U nabyheid te ervaar, om te weet dat Christus langs ons is, gereed om ons te dra, te lei en te versterk. Vader, ons wil nie langer oneer aandoen deur te twyfel of ons eie planne te maak nie. Bou in ons 'n geloof wat rus in U beloftes. Vader, U maak nooit foute nie, en U hart is altyd oop vir U kinders. Dit is my gebed vanoggend, in die naam van Jesus Christus. Amen.